Maak vir jou 'n ark van goeie verhout. Met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik bestryk. So moet jy dit maak. 300 L die lengte van die ark, 50 L sy breedte en 30 L sy hoogte. 'n Opening moet jy aan die ark maak en op die maat van 'n L moet jy dit aan die bokant afwerk en die deur van die ark aan die sykant insit. Jy moet dit met 'n onderste, tweede en derde verdieping maak, want kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde om van onder die hemel te verdelg alle vlees waar 'n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. God het vir Noag beveel om 'n ark te bou, sodat hy en sy gesin veilig kon wees. Die ark moes groot genoeg wees sodat een paar van elke soort landdier, asook een paar van elke soort vleiende dier lewendig in die ark bewaar kon word tydens die vloed. God het sekere diere as rein verklaar. En nee, dit beteken nie dat hulle daarvan hou om te bad nie. Dit beteken dat mense hulle kan eet, terwyl onrein diere nie deur mense geëet behoort te word nie. Jy kan daaroor lees in Levitikus 11. Verder is slegs rein diere gebruik in offers aan God. God het vir Noag gesê dat daar ekstra rein diere moes wees, en dit is hoekom Noag 7 pare van elke soort rein dier ook aan boord geneem het. Nou, party mense het 'n prentjie in hulle kop van 'n ark wat soos een groot drywende houtbad lyk, met die koppe van volwasse kameelperde en olifante en Noag wat bo uitsteek terwyl hulle kobaai waai vir, wel, niemand. Hierdie oulike ark is egter nie naastenby so groot soos die werklike ark van die Bybel nie. Die Bybel is baie duidelik oor die grootte van die ark. In gewone taal was hy 140 meter lank, dis langer as 'n sokkerveld. Hy was 23 meter wyd, dis so breed soos 4 verkeersbane en ook 14 meter hoog. Dit is hoër as 'n 4 verdieping gebou. Die ark het 3 verdiepings gehad.